Ons sê graag iemand slaap soos 'n baba, maar elke ouer weet dis dikwels glad nie so rustig nie. Die aktrise Marijke Koetser gesels nou met ons oor haar werk as slaapterapeut vir babas en gee praktiese raad oor hoe om jou kleintjie te help om werklik rustiger te slaap. Marijke, baie welkom hier by ons. Baie dankie, lekker om julle te kuier vroeg in die oggend. Nou kyk, dis vir my baie interessant. Wat het jou geïnspireer om van aktrise na gesertifiseerde slaapkonsultant oor te skuif? Langs die kort COVID het gebeur. Ja. So een goeie ding wat uit COVID uitgekom het, ek het 'n besigheid begin, maar my ou dogtertjie wat nou 5 jaar oud is, klein Leila, het nie geslaap toe dit COVID was nie. Sy was 6 maande oud gewees en sy het letterlik elke uur om die uur wakker geword. Nou my agtergrond is onderwys. So ek het 2 kinders en ek het probeer om my dogtertjie groot te maak soos my seentjie met die rotine en die struktuur en jy weet al die goeie is in plek. My daad het niks gewerk nie. Maak nie saak wat ek probeer het nie. Sy wou net nie slaap nie. En met COVID was dit baie erg geweest. En jy sê jy weet ingeperk en ek dink dis waar dit begin brood. En ons het haar toe op 10 maande ouderdom gesleep train ek en my man. Ons het Sleep Sense program gebruik. So van 10 maande se niks slaap nie. Aand 1 toe slaap sy deur. Kyk, ons het nie geslaap nie. Ons het kort gaan kyk haal sy asem. En toe het ek dit nogal interessant gevind en ek het 'n passie begin kweek vir die wetenskap van slaap. En ek het toe gaan studeer en ek's internasionaal nou gesertifiseer as 'n slaapkonsultant. So ek werk van newborn babas tot met 6-jarige kinders en ek studeer nou verder vir volwasse slaap ook. Ja, want ek het gehoop jy kan dalk 'n paar wenke met ons ook deel. Met liefde. Maar dit is so interessant wat jy sê oor hoe COVID ons lewens geïmpakteer het. Ons het eintlik later 'n onderhoud om te gesels oor 5 jaar na COVID en hoe alles verander het. Maar ek het slaapterapie met beide my kinders gedoen en dit is nie regtig iets wat almal wil probeer nie. Hoekom dink jy is mense so huiwerig om dit te probeer? Ons het ook die Sleep Sense metode gebruik en toe 'n konsultant ingekry vir my tweede een wat ook glad nie geslaap het nie. Ek dink daar's 'n negatiewe en 'n wanpersepsie as dit kom by die woord sleep training en ek haat die woord sleep training. Ek sê dat ek's 'n sleep coach. Yes. Want ek help die ouers, ek gee vir hulle al die my werk is ek lê al die feite op die tafel, maar dit is 'n holistiese benadering. Wanneer ek met 'n familie werk en ek verkies om na 'n huis toe te gaan, kyk ek na absoluut alles, die slaapomgewing. Nou natuurlik die eerste 12 maande van 'n babatjie se lewe is hulle in hoë risiko vir wiegiedood. So my werk as konsultant is om seker te maak waar jou baba slaap is veilig nommer 1. So ek kom met 'n mamma hart. Ek is self hierdeur, so ek hou nie van die rigiede manier, die Ferber method wat hulle bedoel die cried out metode nie. So ek volg glad nie daai metode nie. Ek hou nie van die metode nie. Ek stem nie saam daarmee nie. So ek doen 'n baie meer sagter benadering. Maar ek dink daar's 'n negatiewe konnotasie want baie ouers het 'n wanpersepsie. Hulle dink wanneer jy 'n babatjie neerlê om te slaap, moet jy wegstap vir 3 ure jou kleintjie los om homself aan die slaap te hou. Dit is die Ferber method, dis nie wat ek doen nie. Daar's 'n benadering, daar's 2 benaderings. Of jy bly in die kamer, en ek weet nie watter benadering jy gevolg het nie, of jy kan in en uit die kamer uitgaan, maar jy as ouer is in beheer. Maar ek kyk na alles. So ek kyk waar jou baba se dag begin, waar jou baba slaap, wanneer jou baba eet, waar jou baba eet, wat se bedtime routine doen. So daar's soveel goedjies wat 'n impak het op die aandslaap. Die hele dag het 'n invloed op jou baba, hoe jou baba vanaand gaan slaap. So dit is 'n bietjie meer as net 'n vinnige opleiding kursus. Ja. En wanneer weet ouers dit is nou tyd om hulp daar in verband hiermee te kry? My opinie oor dit is wanneer jy slaapsituasie vir jou werk. Hoe kom dit verander? Die oomblik wanneer die slaapsituasie in jou gesin nie meer vir jou werk en byvoorbeeld niemand kry genoeg en kwaliteit slaap in die huisgesin in nie, kry dan iemand om te help. 'n Babatjie van 10 maande plus ouderdom 10 tot 12 ure elke aand slaap, deurslaap. Dit is goed vir breinontwikkeling, dis wat hulle nodig het. Leila's 5, sy slaap nog steeds 10 tot 12 ure elke aand. Ja. Hoe weet mens dat dit nou dan tyd is om te kyk na die kind se slaappatroon en vir Marijke in te kry? Dis nooit te vroeg nie en is ook nooit te laat nie. Die jongste waarmee ek al gewerk het, is 'n babatjie wat 10 weke te vroeg gebore is. Baie ouers wil letterlik van dag 1 af goeie slaapgewoontes vas lê. So dis nooit te laat nie, is ook nooit te vroeg nie. Die oudste waarmee ek gewerk het was 6-jarige kinders. So ek dink wanneer jy voel of my babatjie se bui lyk nie vir my lekker nie, ek moet dalk 'n bietjie begin kyk na die slaapgewoontes. Ek meen kontak iemand, gesels daaroor en dan besluit jy vir tyd is of nie. Nou, hoe beïnvloed goeie slaap baba se ontwikkeling en ouers se geestesgesondheid in die proses? Jy weet self, as jy nie 'n goeie aand gehad het nie, jy sukkel om te fokus. Dit affekteer jou bui en jy kan nie 'n goeie ouer of 'n mamma wees nie, jy sukkel by die werk om te konsentreer. Waar met 'n kleintjie die breinontwikkeling word absoluut geaffekteer. As 'n baba nie genoeg slaap nie, kan hulle nie genoeg groei nie want hulle groei tydens diep slaap en ook hulle immuunstelsel word versterk tydens remslaap. So jou kleintjie het nodig vir breinontwikkeling, vir fisiese en emosionele ontwikkeling om genoeg te slaap. Maar ek dink slaap is 'n biologiese mensereg. Jy verdien slaap, jou baba verdien slaap. So
Ek dink die oomblik wat jy ouer word, sê baie mense vir jou, ag, slaap is vir die volgende 2 jaar by die venster uit. En ek dink dis onwaar. Jy verdien slaap, jou kind verdien slaap, goeie kwaliteit slaap. Slaap is 'n biologiese mensereg. Daar's hy. Dit Ek op 'n praktiseer slaap. druk, hoor. Wat is wat jou werk vir jou so lekker maak? Natuurlik, jy het baie bevrediging gekry van jou werk as aktrise, jy speel nog steeds wanneer jy tyd kry, maar wat is hierdie sleep coaching wat jy so aan die hart lê? Kyk, as ek eers begin praat en ek wens soos 'n uur gehad, maar as ek eers begin praat oor slaap kan ek nie ophou. Dis hoekom ek nou so met neuroscience ook begin studeer het, want ek het 'n fascinasie met die breinontwikkeling en slaap. Maar om ouers te help, as ek in 'n konsultasie sit en ek sien mamma en pappa kyk vir my en ek kan sien die oë begin wasig raak en ek kan sien hulle sit in gaap. Ek kan nie wag vir die eerste deurslaap aand nie en dan as hulle my kontak en sê ek het baie mammas wat nou vir my sê ek het so baie tyd nou op my hande. Ek dink dalk om nog 'n kind te kry, maar nou het ek baie tyd. Wat moet ek met al my tyd doen? En daai is waarna toe ek kan nie wag vir daai oomblik en daai oomblik wat hulle soos hoekom het ek nou lankal hierdie gedoen? Die slaap is so lekker. So ek dink dis en ek kom met 'n mamma hart. Hierdie het vir ons gewerk. En my hart is om ander families ook te help. Watter raad of wenk gee jy die meeste vir ouers wat dink daar is miskien nie hoop nie? Dat ek dink die moeilikste waarmee ek al gewerk het was 'n kankerpasiëntjie. Sy was 18 maande oud, het kanker gehad en ek meen as ek haar kon leer om deur te slaap en self aan die slaap te raak sonder trane, is daar niks wat my moeiliker is nie. So ek dink daai was my grootste uitdaging gewees net op aand 2 deur geslaap. Marijke, waar kan ons kykers jou kontak? Ek het 'n webtuiste www.mc soos Marijke Koetser mcsleepconsulting.com. Ek is op Facebook, ek is op Instagram MC Sleep Consulting. Slaap is 'n biologiese reg. Luister, ons het jou nou hier vinnig. Waar kan ons jou volgende op die skerm sien? Ek is op diepe waters op die oomblik en dan ek weet of ek al mag sê nie, maar ek het so 'n bietjie gaan speel en ietsie anders wat ek dink Augustus begin uitsaai. En dan sal ietsie anders in pipeline maak, mag nog nie. So op hierdie stadium ek is op diepe waters. Ek speel Renay op diepe waters. Geheimsinnig, want sy slaap lekker baie. Maar dit was so heerlik om met jou te gesels en om oor sleep coaching te hoor. Dit het vir ons gewerk. So as jy daaraan dink, asseblief kontak vir Marijke en sy kan jou en jou gesin dalk help om bietjie beter te slaap. Dis alwaarvoor ons nou tyd het. Net hierna is Arnold Geerts hier met die sport. As jy enige vrae wil vra, dalk vir Marijke of een van ons ander gaste, stuur vir ons 'n WhatsApp deur die QR-kode te skandeer wat jy op jou skerm sien. Ons hoor graag van jou. En dan, ook as jy op jou foon is in elk geval, gaan volg ons op social media @goeiemôre, good morning.